Wat doen jy? Dit is gewoonlik een van die eerste vrae wat ons vra wanneer ons iemand nuuts ontmoet. En die antwoord kom vinnig. Ek is onderwyser, ek is rekenmeester, ek is radioloog. 'n Enkele woord, 'n selfstandige naamwoord. Eenvoudig, duidelik, stabiel. Maar wat as die antwoord besig is om sy krag te verloor? Vir die grootste deel van die menslike geskiedenis was identiteit en beroep onafskeidbaar. 'n Soort van 'n anker. Jy het nie net 'n werk gedoen nie, jy het dit geword. Die smid, die boer, die dokter. Dit was nie net rolle nie, dit was 'n identiteit waarin jy ingestap het, dikwels vir jou hele lewe. Ons moderne onderwysstelsels het hierdie idee vervolmaak. Jy is opgelei vir 'n spesifieke vakgebied. Jy het die leer geklim, kundigheid opgebou en uiteindelik afgetree met jou selfstandige naamwoord ongeskonde. Maar hierdie anker is besig om te lig. Denkers soos Eric Weinstein stel voor dat ons 'n era betree het waar hierdie stabiele rolle begin oplos. Nie noodwendig dat hulle oornag gaan verdwyn nie, maar hulle verloor hulle rigiditeit en ook hul mag om ons te definieer. In die middel van hierdie verskywing staan kunsmatige intelligensie. Ons hoor dikwels dat KI werk sal oorneem, maar die werklikheid is meer subtiel en dalk meer ontstellend. KI vervang nie net take nie, dit meng hulle. 'n Enkele persoon kan nou met die hulp van KI skryf, kodeer, ontwerp, data analiseer, alles op 'n baie hoë vlak. Take wat eers aan aparte beroepe behoort het, smelt nou saam. En wanneer take saamsmelt, begin die kategorieë vervaag. Wanneer kategorieë vervaag, breek die selfstandige naamwoorde af. Wat noem jy iemand wat kode skryf? Video's vervaardig, markte ontleed en ander onderrig gee? Is hulle programmeerder, 'n skepper, 'n ontleder, of is hulle dalk iets heeltemal anderste? Vir eeue het die selfstandige naamwoord vir jou gesê wie jy is. Dit het struktuur, rigting en 'n plek in die wêreld gegee. Wanneer daardie struktuur loskom, lê die werklike ontwrigting nie net in die ekonomie nie, maar in ons eie siege. As jou postitel vloeibaar word en jou rol aanhou skuif, keer die vraag terug, sterker as voorheen, wie is jy? Dit is die diepere oorgang van ons KI-era. Die verlies van 'n werk in een soort krisis, die verlies van 'n duidelike identiteit in 'n ander. Maar daar is 'n ander manier om hierna te kyk. Vir duisende jare het spesialisasie oorlewing beteken omdat kennis skaars was. Vandag is kennis oorvloedig en die gereedskap is kragtig. Nou word aanpasbaarheid waardevoller as vaste kundigheid. In hierdie nuwe landskap word identiteit iets waardeur jy beweeg, nie iets waarin jy jouself vassluit nie. In plaas van die selfstandige naamwoord, word jy die werkwoord. Dis nie 'n onderwyser nie, maar onderrig gee. Nie 'n skrywer nie, maar om te skryf. Nie 'n ontleder nie, maar om te ontleed. 'n Selfstandige naamwoord is vas, 'n werkwoord is dinamies. 'n Selfstandige naamwoord sê, dis wat ek is, die werkwoord sê, dis wat ek kan doen, nou dadelik. Dit beteken nie dat beroepe soos dokters, ingenieurs verdwyn nie. Dit beteken dat die rande van hierdie rolle poreus word. Dit skep onsekerheid, maar ook enorme moontlikhede. Jy is nie meer tot 'n enkele etiket beperk nie. Die uitdaging is om gemaklik te raak met beweging, om jouself nie 'n vaste kategorie te sien nie, maar as 'n versameling van ontwikkelende vermoëns. Moenie net vra, wat is ek nie? Vra eerder, wat leer ek? Wat skep ek? Wat kan ek volgende word? Mense hou van etikette. Ons hou van veiligheid van die boksie waarin ons pas. Maar die toekoms vra dat ons sekerheid verruil vir verkenning. Die volgende keer as iemand jou vra, wat doen jy? Kan jy steeds die eenvoudige antwoord gee, maar onthou dat daardie antwoorde iets diepers lê. Jou identiteit is nie meer 'n enkele woord nie, dit is 'n storie wat aktief geskryf word. Vir die wegneem idee. Miskien is dit die werklike geskenk van hierdie tyd. Die einde van die gekarteerde lewe waar elke stap vooraf gedefinieer was. In die plek daarvan kom iets wat minder gestruktureerd is, maar dalk veel meer menslik is. Dit was Môre onder die soeklig. Soek aktief na daardie werkwoord vir jou. Tot volgende keer.